So as jy 'n besoeker is hier by ons of jy het lanklaas kom kuier, ons is besig in 'n reeks. En so ons gewoonlik wat ons doen is ons gaan vers vir vers deur die Bybel. En die laaste paar weke het ons eers bietjie gestop en onsself bietjie geheroriënteer, net om onsself weer te herinner oor waartoe ons as gemeente op pad is. So ons as kerk het bietjie saamgesit, die Here vertrou en die Here het vir ons regtig waar gelei in terme van die direksie waartoe Lighuis op pad is. En ons het bietjie met julle gesels oor wat is ons missie. Ons missie is wat Jesus vir ons gegee het. So Jesus sit vir my en vir jou op 'n direksie waartoe ons moet gaan. Hy gee vir ons missie. En die missie is Matteus 28 vers 19. Gaan uit, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om gehoorsaam te wees in alles wat ek vir julle geleer het. En weet tot aan die einde van die tyd is ek by julle. Dis Jesus se missie, dis sy opdrag vir my en vir jou, dis wat ons moet doen. En so ons het bietjie gesels oor dit en toe sê ons as Lighuis gaan ons self oriënteer agter dit. En so ons visie, ons hart, dit wat ons wil bereik, dit wat ons vir nou as 'n mikpunt voor onsself sit, is ons sê ons wil 1500 disippels maak. Nie 1500 lidmate nie 1500 mense wat ons in die gebou inprop nie, 1500 mense wat lief is vir Jesus, wat hom volg met alles wat in hulle is, en wat sal uitgaan en ander disippels te maak. En al kom hulle nooit by ons kerk uit nie, is die hart, is dat vanuit hierdie gebou af, dat ons sal disippels maak. En dis ons visie, dis waartoe ons op pad is. En dis 'n nuwe visie, en ons het nog nie heeltemal 'n idee altyd wat ons gaan doen en hoe ons dit goed gaan meet nie. En die Here is besig om vir ons regtig vir wysheid en strategieë te gee om dit in plek te sit. Maar ons is besig om te begin ja sê vir dit en nee sê vir 'n klomp ander goeders. Want ons het nou 'n direksie, ons hart is disippels. Ons wil disippels wees en ons wil disippels maak. Dis ons hart, dis wat ons DNA begin klop op hierdie stadium. En so in die proses het ons met die bestuur en ons het met van ons bedieningsleiers baie tyd gesit en gespandeer om by die Here uit te kom, by sy hart uit te kom. En ons het 4 waardes vasgemaak. 4 goed wat vir ons glad nie gaan beweeg in Lighuis nie. 4 goeders wat as pilare sal staan waarvoor ons gaan sê ons staan vir hierdie waardes. Hierdie waardes is vir ons onbeweegbaar, dis wat ons gaan doen. En as mense in ons gemeente inkom en hulle hou nie van hierdie waardes nie, is ek seker daar is ander gemeentes wat ander waardes het waarby hulle dalk sal kan inpas, maar vir ons wat Lighuis is, hierdie is ons waardes. Hierdie gaan die DNA vorm van hoe ons dinge hanteer. En so vanoggend deel ek met jou die eerste waarde, alhoewel Kyle het klaar vir ons 'n baie goeie boodskap gegee laasweek as 'n intro vir hierdie. En die eerste waarde wat ons gaan vasmaak in Lighuis is teenwoordigheid. En as ons praat van teenwoordigheid, dan praat ons van dat Lighuis gaan 'n plek wees waar ons sê dat ons wil die teenwoordigheid van die Here hier toelaat. Ons wil hê God moet hier wees in sy teenwoordigheid. Ons gaan nie 'n kerk wees wat iewers net so on the side ergens te sê, okay Here, ons het 'n program en as u somewhere ietsie wil doen, laat weet ons net lank voor die tyd dat ons dit kan beplan vir in ons diens nie. Dis nie wat ons gaan doen nie. Ons gaan sê dat ons as Lighuis wil onsself spesifiek onderskik aan die teenwoordigheid van God. En ons gaan hierdie definieer in 3 terme. Ek gaan nou vir julle sê wat is die 3 terme wat daarmee saamgaan. Maar as ons praat van hierdie is ons waarde, dan wil ek hê jy moet verstaan dat die doel van hierdie as ons waarde is dat iewerste wil ons hê dat dit vir jou waarde ook moet wees. Dat jy op 'n plek sal wees wat jy die teenwoordigheid van God sal belangrik ag. En dat jy sal kan sê dat ek sal nie kan aanhou lewe sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Kyle het laasweek toe praat hy van, sal jy okay wees om in die hemel in te gaan? Hierdie Utopia, alles wat die hemel vir jou kan bied, maar God is nie daar nie. Ek en jy kan nooit op 'n plek wees wat ons kan leef los van die teenwoordigheid van God nie. En so dis ons hart, dis die waarde wat ons in plek sit. En so laasweek het hy bietjie gesels oor in die Bybel hoe Moses het hierdie teenwoordigheid so belangrik geag.
dat hy sy hele lewe georiënteer om hierdie teenwoordigheid te beleef. Dis wat Moses gedoen het, en ons sien dit. Hy het die panien van God gesoek, die aangesig van God. Hy wou in die teenwoordigheid van God gewees het. En die groot ding is, Moses was nooit tevrede met dit wat hy gehad het nie. Hy wou net meer gehad het van God. Want dis wat Moses as waardevol beskou het, is die teenwoordigheid van God. Hierdie einste Moses wat van aangesig tot aangesig met God gepraat het. En hierdie is dieselfde Moses wat gesien het hoe God hom uit Exodus uitgebring het. En hierdie is dieselfde God om sê, Here, ek wil U sien en ek wil U beleef. Dis die waarde wat Moses gehad het. En dis waar Kyle gepraat het. En dan het hy gaan praat en spesifiek gesê, maar wat het dit vir Jesus gekos? Wat het dit vir Jesus gekos om hierdie teenwoordigheid beskikbaar te maak vir my en vir jou? Dat dit nie net 'n Moses storie is nie, maar dit 'n Jean storie kan wees. Dat ek God se teenwoordigheid kan beleef. Wat het Jesus gedoen om dit te betaal vir my en vir jou? Wat was die gewig van daai prys gewees? Sodat ek en jy die Heilige Gees kan hê, dat ek en jy die teenwoordigheid van God kan beleef. Hier op aarde, hier waar ons kan wees. En so dis die hart, dis hoekom ons sê teenwoordigheid is vir ons ongelooflik belangrik. So met ander woorde, as ons as gemeente sê dat ons wil teenwoordigheid as waarde sit, dan definieer ons dit in 3 stellings. Ons gaan sê 3 stellings maak hierdie vir ons 'n realiteit. En die eerste ene sit ek vir jou op die skerm. Ons program is ondergeskik aan sy teenwoordigheid. Wat beteken? Dat ons mag dalk een oggend hier instap met 'n idee van hoe lyk 'n diens. En as die Here besluit hy wil iets verander, dan verander hy dit. Dis wat gaan gebeur. Die Here gaan bepaal en die Here ons program, dit wat ons op 'n Sondagoggend beplan om te doen, om te sê, dis ondergeskik aan die teenwoordigheid van God, want as God opdaag, staan ons terug en sê, Here kom. Here kom. Ons wil die waarde in ons hart hê om God te beleef in sy teenwoordigheid. Die tweede ding wat ons gaan doen is, ons gaan intentioneel ruimte maak vir sy teenwoordigheid. So as ons sê, ons maak intentioneel ruimte vir sy teenwoordigheid, dan sê dit, dat as ons op 'n plek gaan kom, wat ons aanbidding doen, dis 'n plek waar ek en jy die Here kan in sy teenwoordigheid beleef. As ons op 'n plek kom en ons lê in gebed is 'n plek wat ons intentioneel spasie maak vir God se teenwoordigheid. As ons in 'n oomblik ingaan van bediening vir mense, dan maak ons intentioneel spasie vir God se teenwoordigheid. Want hier is die groot ding. Ons kan baie maklik kerk speel en ons ken die struktuur van kerk en jy kan instap op 'n Sondag en jy kan uitstap op 'n Sondag en niks het verander nie. Die groot ding is dit, ek en jy moet verstaan dat ons as lighuis gaan onsself sê dat ons gaan intentioneel spasie maak. Dat as God sy teenwoordigheid wil uitstort, dan sal ons sê, Here, maar kom doen dit. En my hart is dat jy uit sal stap met 'n belewenis van God. Dat jy die teenwoordigheid van God beleef het. Dis hoekom ons hierdie as 'n waarde beskou. En dan die derde een is, ons respekteer ons gesamentlike byeenkoms met agting vir individuele belewennisse. Wat beteken? Is dat ek kan vanoggend 'n belewenis hê van die teenwoordigheid van die Here. So ons wil hê jy moet 'n intense belewenis hê van waar en hoe groot God is. Maar in die proses respekteer ons ook die groter gemeenskaplike gedeelte. En ons gaan spesifiek mense hê wat vir ons help om hierdie te fasiliteer, en dat as daar iemand is wat se belewenis van so 'n aard is, dat ons hulle dalk gaan eenkant hou, dat hulle 'n belewenis daar gaan hê. Ons het 'n kamer ingerig, spesifieke bedieningskamer, en dis waartoe ons mense sal kan begelei om hulle daar 'n belewenis te kan laat hê. Maar hoor mooi my hart. Ons moet verstaan dat ons respekteer as groep hierdie, en ons wil hê individue moet 'n belewenis hê vir die Here. Maar ons moet verstaan dat as ek sê as 'n groep, en jy en jou 3 buddies om jou hou nie van wat hier aangaan nie, moenie dink dat julle is die groep nie. Ons hart in ons wese gaan wees dat mense die teenwoordigheid van die Here beleef. Nou weet ek.
Daar's baie van julle wat nervous raak. Daar's van julle wat sê, "O, hier kom 'n sirkus." Dan is daar ander my mense wat sê, "O, yes, hier kom 'n sirkus." Is dit nie? Dis wat gebeur is nou die oomblik wanneer ons hierdie ding doen, want onthou, hier's die groot ding, is ons almal is okay met die teenwoordigheid van die Here. Maar die oomblik wanneer iemand anders se belewenis buite my boksie is van belewenis, dan raak ek nervous. Dan begin ek ongemaklik raak. Want ons was al in snaakse kerke gewees. Ons weet wat kan dit doen op buitekant. En so vanoggend gaan ek bietjie met julle gesels oor iets wat nogals lank op my hart lê. En vir hierdie week en volgende week gaan ons hierdie prakties afbreek. Wat sien ons, wat beleef ons? Wat is 'n goeie belewenis? Wat is 'n belewenis wat dalk nie noodwendig uit die woord uitkom nie? Wat is dalk van hierdie goeders wat ons kan sien en beleef? Maar voordat ons daarby uitkom, gaan ons praat vanoggend oor 'n karakter wat nog nie vreeslik baie spasie gekry het in ons dienste nie. So, en hierdie is die duiwel. As jy nou al lank saam met my is, ek's nou al 7 jaar hier, weet jy, ek het nog nie baie gepreek oor die duiwel nie. Bloot net oor dat ek glo nie dat die duiwel regtig 'n groot plek het op 'n diens. Ons is almal baie bewus van die duiwel wat 'n rol speel en 'n impak maak in mense se lewens. Maar daar's baie min dienste wat ek geallokeer het aan die duiwel. En so vanoggend, as jy nou vir ons kom kuier het, ek praat nie altyd oor die duiwel nie, maar vanoggend gesels ons hoofsaaklik oor die duiwel. En so, want ek en jy moet een ding verstaan, dat ek en jy moet besef dat grootendeels my verstaan van die duiwel, meeste van ons wat in 2025 leef, meeste van ons verstaan van die duiwel en demone en wat ons weet en verstaan, kom nie vanuit die Bybel uit nie. Hoor mooi, ek dink grootendeels meeste van ons het 'n persepsie oor wie die duiwel is en ons het 'n persepsie oor sekere goeters van demone en is nie noodwendig dat jy daai goeters uit die Bybel uitgekry het nie, maar jy het iemand gehoor wat super slim klink en hy het stellings gemaak en jy dink hierdie is amazing stellings. En is min van ons wat actually ons Bybel vat en oopmaak en 'n studie gaan doen oor wat sien ons en wat beleef ons oor die duiwel en wat is die impak van hom in ons lewens. En so ek wil hê jy moet spesifiek dit weet. Nou in die Ou Testament word daar net 4 keer verwys na Satan. Net 4 keer. Nou dink jy by jouself, Jean, hoe is dit moontlik want die Bybel praat van baie goggos in die Ou Testament. Net 4 keer wat dit verwys na Satan. Dis Job 1 en Job 2. En dan gaan spring ons oor daarson na 1 Kronieke toe, is dit 1 Kronieke 21 en dan praat ons van Sagaria 3. Die enigste 4 plekke in die Ou Testament wat verwys na Satan. Nou is jy soos, uitgevang, Genesis 3. Wie was daar saam Eva? Saam met Eva was 'n slang. En so, ek weet nie of jy dit agtergekom het nie, maar dit is actually 'n dier gewees. En eers, surprisingly, jy het dit dalk nie geweet nie, eers in Openbaring 12 verwys dit vir die eerste keer dat daai slang eintlik die duiwel is. So met ander woorde, as jy nou met 'n Jood gaan praat oor die duiwel en jy sê vir hom Genesis 3, begin hy vir jou lag. Want die groot deel is dit is vir baie lank het die Ou Testament nooit verwys na, of dis asof die leser nie die konteks kon kry dat Genesis 3 is die duiwel nie. Dis eers teen die tyd wanneer ons kom by Openbaring 12:9 en sê die slang van die oertyd wat ook die duiwel Satan genoem word. Vir die eerste keer Openbaring 12. So met ander woorde, ek en jy moet net eers onsself net realign met wat sê die woord. Maar as ek en jy weet dat die slang is Satan van Genesis 3, dan begin hy met hierdie gedeelte en hy gee vir jou die prentjie van wie hy is. Genesis 3 vers 1, hy sê, die slang was listiger as al die diere van die veld. Listiger, 'n ander mooier Afrikaanse woord wat ons hier kan gebruik is agterbaks. Hy was meer agterbaks as al die ander diere. En so nou van die begin af sien jy die karaktere en die natuur van Satan uitkom. En so ek en jy gaan spesifiek gaan kyk. Nou as ons deur die Bybel gaan, dan besef ons dat daar is sekere wapens wat die duiwel in sy arsenaal het.
En hierdie wapens het verander vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En so ek gaan vinnig dit vir jou noem, ek gaan nou 'n paar verwysings na jou toe doen, bloot net oor dat ons het net soveel tyd, maar die eerste ding wat ons weet veral in die Ou Testament is dat die duiwel kon mense aankla voor God. Dink aan Job 1 en dink aan Job 2. So jy het nou die Here wat besig is om te brag oor Job en hier kom die duiwel en hy sê ja man, maar die enigste rede hoekom Job so nice is omdat jy vir hom alles gee. Vat al hierdie goeders weg en kom ons kyk wat gebeur. En dan sien ons, hy begin aankla. Hy begin Job aankla. In die tyd wanneer ek en jy by Sagaria 3 kom, dan is 'n engel besig met die hoofpriester. En dan kom Satan weer en hy kla die hoofpriester aan voor God. Dis wat gebeur. Ons sien dat hy 'n aanklaer is. Hy kom voor God in God se teenwoordigheid en hy is besig om mense aan te kla. En so dis 'n wapen wat geallokeer is aan Satan. 'n Ander ding wat ons wel weet as 'n wapen vir hom is die besit van mense. So met ander woorde, die woord sal praat dat die wêreld is in die mag van die bose. Op 'n stadium dan is Jesus in die woestyn besig met sy 40 dae vas. Dan is hy in die vyand, hy en die Satan besig in 'n gesprek en dan sê die duiwel vat hom basies op die berg en hy wys vir hom al hierdie koninkryke. En hy sê ek sal al hierdie vir jou gee as jy net voor my val en buig. Daar is 'n mag en 'n autoriteit, daar's 'n besitting van mense wat as deel van sy arsenaal is. In die tyd wanneer Jesus op Lukas 22 gaan Jesus op pad na die kruis toe. En as al hierdie ouens nou besig om na Jesus te kom om hom te kom arresteer, dan maak Jesus die stelling, Lukas 22 vers 53. Dan sê hy eers in vers 52, hy sê ek was saam met julle in die tempel gewees, nou kom julle met krippels en stokke en al hierdie tipe goeders. Hy sê die uur het gekom en die tyd van donkerte, van duisternis is nou by julle. Dis 'n besitlike gedeelte, dit is mense in besit van die duiwel. Dan die volgende ding wat ek en jy wel kan sien en beleef, as deel van dit, as jy kry bloedlyn vloeke, so met ander woorde iets wat oupa gedoen het, wat oorgegaan het na pa toe, wat oorgegaan na die seun toe, wat gegaan het na die kleinkind toe, was 'n impak gewees wat die duiwel gedoen het in mense se lewens. En dan die laaste ene wat ons sien as 'n wapen van hom, was die dood. Dat hy is die heerser oor die dood. Die mag van die doderyk is in sy beheer. En dis die wapens van Satan wat hy in sy beskikking het. Maar ek en jy moet verstaan dat vanaf die Ou Testament tot die Nuwe Testament toe verander hierdie. En skielik is die wapens wat Satan gehad het nie meer sy wapens nie. En ek wil dit spesifiek vir jou sê, want hier's die ding, wanneer ek en jy begin praat oor die duiwel en ons praat oor sy wapens, dan kweek dit vrese in ons hart. Dit kweek onsekerheid, dit kweek oor wat gaan ek doen? Wat het ek het nie die kapasiteit om enige van hierdie goeders te veg nie. So kom ons begin met die eerste ene, die aanklag. So Satan kon in die Ou Testament 'n aanklag gedoen het, maar teen die tyd wanneer ek en jy Openbaring 12 oopmaak, lyk die prentjie bietjie anderste. Nou, ek moet sê, ons is op Woensdae besig met 'n studie deur Openbaring. Ons het nog nie gekom by Openbaring 12 nie, so ek spring bietjie vooruit. Nou, wat Openbaring altyd moeilik maak, is die interpretasie van Openbaring kan nogals intens raak. Party mense het 'n baie intensiewe verstaan van Openbaring, en as jy nie Openbaring en Tessalonisense reg verstaan nie, dan trek mense weg om te sê die wegraping gaan gebeur 23 en 24 September. Dis die resultaat van as jy daai goeders nie reg interpreteer nie. Nou is daar party mense wat my kwaadlik neem omdat ek net grappies maak oor hierdie goeders en nie hulle gepreek het en reg gewys het nie aan bloot net. Hoeveel keer moet ons sê ons is woordgerig? So met ander woorde, ons besef dat Openbaring kan moeilik geïnterpreteer word, maar teen die tyd wanneer ek en jy by Openbaring 12 kom, alhoewel daar van die goedes is wat ons in detail sal afbreek in ons studie daar, so is dit relatief maklik om die konteks te verstaan waarin Openbaring 12 geskryf is. Openbaring 12 begin basies, en ek gaan nou nie vir jou alles lees nie, maar hy begin basies in vers 1, en hy praat van 'n vrou wat swanger is. En dan sê hy in vers 2, sy was swanger en omdat sy in kraam was, het sy van geboortepyn geskree.
En 'n ander teken het in die hemel verskyn. Kyk, daar was 'n groot 4 rooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 kroning. Sy stert het 'n derde van die hemelse sterre saamgesleep en dit het op die aarde neergegooi. Die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan, en sodra sy geboorte skenk haar kind te verslind. So jy het hierdie prentjie van hierdie vrou wat in geboorte is. Sy's reg om geboorte te kan gee. Nou as ek en jy wil verstaan, maar waarvan praat ons, want hierdie klink baie weird. Daai sal ons alles nou afbreek in ons studie in Openbaring, maar wanneer ek en jy wil lees wie is die kind, vers 5 gee dit vir jou relatief maklik. Hy maak dit vir ons maklik bekend. Sy het geboorte geskenk aan 'n manlike kind, bestem om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer, en haar kind is weggevoer na God en sy troon. So met ander woorde, die identiteit van die kind is die kind het die heerskappy gegee om te heers. En hy is weggevat in die hemel in. Nou, as ek en jy dink, van wie dink julle praat ons nou? Van Jesus. So met ander woorde, Jesus het die mag en die autoriteit om te regeer. En as ons praat vanuit sy geboorte, wanneer is hy opgevat na die hemel toe? Sy hemelvaart. So met ander woorde, ons moet verstaan binne konteks van wat ek en jy Openbaring 12 lees en verstaan ons, dat die gedeelte van Jesus wat nou opvaar hemel toe is sy hemelvaart. Dis wat gebeur het, dis hoe ek en jy die storie sien, so die konteks van Openbaring, Johannes vat 'n belewenis van die hemel, hy het amper al hierdie horisontale prentjie van wat gebeur in die hemel, wat gebeur op die aarde, en hy moet dit skryf in 'n brief. So ek en jy lees in Openbaring 5 van die hemelvaart, en ons lees in Openbaring 12 van die hemelvaart. Dis dieselfde hemelvaart, dis die belewenis van wat hier gebeur is, elke keer net verskillende perspektiewe. En so nou het jy die prentjie van Jesus wat hemel toe gaan, met hierdie draak wat wou verslind het. Want onthou, dis wat die duiwel wou doen, is die duiwel wou Jesus vernietig het. Dis die rede vir Jesus in die woestyn, dis die rede vir 'n klomp ander goeters wat gebeur het, en dis die rede hoekom hy aan 'n kruis gesterf het, want die duiwel het gedink dat kom ek sweep mense in, sodat hulle Jesus kan doodmaak, en hy het nie geweet wat gaan gebeur nie, maar ultimately Jesus is opgevat hemel toe, vers 7, en daar het 'n oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer, en die draak en sy engele het ook oorlog gevoer. Maar hy was nie sterk genoeg nie, en daarom was daar nie meer plek vir hom in die hemel te vind nie. En die reuse draak is uitgegooi. Dit is die slang van die oertyd wat ook die duiwels en Satan genoem word, en wat die hele bewoonde aarde verlei het. Hy is op die aarde neergegooi, as ook die bose engele saam met hom. So nou het jy hierdie prentjie van hy staan hierso voor hierdie vrou reg om te verslind, en die oomblik wanneer Jesus opgevat is hemel toe, is die duiwel agterna, en hy het skielik daar oorlog plaasgevind in die hemelruim. God het nie nodig gehad om te veg nie. Dis Michael en die ander engele gooi dan hierdie duiwel wat op pad is na die hemel toe, gooi hom uit die hemel uit. En dan gebeur iets amazing. Vers 10. Toe het ek 'n kragtige stem in die hemel gehoor, en dit sê, nou het die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van ons God aangebreek, as ook die mag van sy Christus. Die aanklaer van ons medegelowiges is neergegooi, hy wat hulle dag en nag voor God kon aankla het. Ek het hulle en hulle het homself oorwin op die grond van die bloed van die lam. So met ander woorde, hier kom hy en hy sê die aanklaer is nou uit die hemel uitgegooi. So met ander woorde, as wapen kon Satan jou aankla, en toe sterf Jesus aan 'n kruis, en Jesus gaan op hemel toe, en toe word die duiwel uitgegooi. En nou kan hy jou nie meer aankla nie. Hoor mooi, dis 'n wapen wat hy gehad het, wat hy nie meer het nie. Teen die tyd wanneer ek en jy by Romeine 8 uitkom, Romeine 8 sê vir ons, vers 33, hy sê, wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel?
Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is en wat aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde skei? Wie is die een wat ons sal kan aankla, vrou Paulus? Wie kan ons aankla? Niemand kan ons aankla nie, want die vyand se wapen is weggevat. So met ander woorde, baie keer gebruik ons Job 1 en Job 2 en ons praat van, ja, maar as die duiwel gaan en hy's lustig jong, hy gaan vertel vir die Here van goeders in my lewe en, dis rof. Nee, dis nie wat gebeur nie. Hy is oorwin. En dan gaan kyk ons in die tweede ene wat ons van praat. So dis as ek en jy praat van sy wapen as aanklaer. Die tweede ene is dat hy besit mense. Selfde storie bring vir ons verlossing. Jesus sterf aan 'n kruis. En in daai sterf en opstaan verander iets spesifiek. En ek gaan vir jou 'n paar verse lees. Maar dat as jy ooit gedink het, daar's mense wat in besit is van die vyand, moet jy jouself definieer, wie is nou in besit van die vyand? Want as gelowige, sê 1 Johannes 5 vers 19, hy sê, ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld is in die wag van die bose. Wat beteken dat daar is nou skeiding, dat die oomblik wanneer jy 'n gelowige is, kind van Jesus, my lewe georiënteerd, disipel van hom, die oomblik wanneer ek kind van God is, dan kom ek nou vanuit God uit. Die wêreld is van die bose, maar nie kinders van God nie. Dan sê hy vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie, dat julle liggame, wat julle van God ontvang het, is 'n tempel van die Heilige Gees, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Jesus het ons losgekoop, hy het die losprys betaal vir my en vir jou, uit die doderyk uit. Kolossense 1 vers 13, hy sê, God het ons uit die mag van duisternis gered, en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding en vergifnis van sondes ontvang het. Wat beteken, toe Jesus gesterf het aan die kruis, het dit vermoontlik vir my en jou gemaak, om skielik vanuit die natuur, die bose natuur, uitgehaal te word en oorgeplaas te kan word in die koninkryk van Jesus. Wat beteken, dat ek en jy is nie meer in die duiwel is nie in besit van my en van jou as gelowiges nie. Efesiërs 2 vers 12, hy sê, dink daaraan, dat toe julle sonder Christus was, nie burgers van God se volk nie, uitlanders wat nie deel gehad het aan sy beloftes van die verbonde nie. Julle was sonder 'n toekomsverwagting en sonder God in hierdie wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Met ander woorde, daar was die konsep gewees, dat die duiwel kon mag gehad het. En nog steeds praat die Bybel dat die ouens wat leef vanuit hulle sondes uit, ouens wat leef in die wêreld, ouens wat leef asof die Here nie regtig 'n rol speel nie, ouens wat nie as gelowiges leef nie, is nog steeds onder die mag van Satan. Maar as gelowige is jy nie meer onder die mag of onder die besit van Satan nie. Weereens, ons moet verstaan dat sy wapen van besitting oor jou as gelowige is gebreek. Beteken, Satan besit jou nie. Hy het geen reg tot jou nie. Hy het nie besit van jou nie. Dan die volgende, en as ek en jy begin praat oor bloed en vloeke, nou daar's 'n hele diens wat ons kan allokeer vir dit, wat ons nie nou gaan doen nie. Maar die oomblik wanneer ons begin praat oor hierdie, moet ons ook verstaan dat die oomblik toe ek in die koninkryk van Jesus ingaan, toe ek kind van God word, sê 2 Korintiërs 5 vers 16, daarom iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby en kyk, die nuwe is hier. Wat beteken? Jy is 'n hele nuwe skepping. So jou identiteit, dit wat my en jou definieer, is nie vanuit jou familie nie. Dit wat bepaal wie jy is en die vloek wat oor jou lewe is gebreek op grond van wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Want as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Johannes 8. Dis wat gebeur, ek en jy begin beleef dat vryheid kom op grond van wie Jesus is. En dan as ek en jy dink aan die dood,
Die dood het Jesus gekom en hy sê Hebreërs 2 vers 14, Jesus, hy het deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kom maak. Jesus het deur sy kruis, die een wat mag gehad het oor die dood, kom kragteloos maak. Dan sê hy vers 15, en sodat hulle wat uit vrees vir die dood gelewe het, nie langer in slawerny verkeer nie, maar kan bevry. Wat beteken, skielik het ons nie meer nodig om 'n vrees vir die dood te hê nie. 1 Korintiërs 15 vers 54, hy sê die dood is totaal uitgewis, want dit is heeltemal oorwin. Nou as ons praat hier van die dood, dan praat ons nou van die ewige dood wat geallokeer was vir ons as mens op grond van jou sonde. Wat beteken? Jou sonde lei na die dood. Beteken die ewige dood is geallokeer vir iemand wat leef in sonde. En die oomblik toe Jesus kom sterf en ek kies Jesus en ek volg Jesus en ek leef my lewe in lyn met wie hy is, skielik het dood nie meer 'n impak oor jou nie. Yes, ons gaan nog fisies doodgaan. Maar die verskil is, hy sê in vers 55, is die dood, waar is jou angel? Geensins was Paulus ernstig mee bang geweest vir die dood nie. Inteendeel, hy kom in Filippense 1 en sê hy soos, hey, maar as jy vir my nou 'n opsie gee, gaan ek hemel toe. Hy sê ek sit in die tronk en as jy vir my 'n opsie gee, gaan ek hemel toe. Veel eerder, is vir my ver beter om hemel toe te gaan. Maar vir julle onthaalwe sal ek hier bly op aarde. Maar vir my as Paulus, nee wat? Ek wil hemel toe gaan. Dood, waar is jou angel? Ek het nie nodig om jou te vrees nie. En skielik besef ons dat die vyand is ontwapen. Satan is ontwapen. En teen die tyd wanneer ek en jy by Kolossense 2 vers 15 kom, dan lees ons dit in soveel woorde. Hy sê, so het hy die regeerders en die gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbare bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. So met ander woorde, ek en jy weet dat ons leef in oorwinning op grond van Jesus. Nou as jy in jou eie mens in 'n boksgeveg moet ingaan saam met die duiwel, sal jy verloor. Sal dit. Hy sal jou in 'n vloerlap in verander en jou vloer opvee met jou. Die verskil is wanneer ek en jy in 'n boksgeveg ingaan, dan staan ek nie alleen daar nie. Ek staan met Christus in my. En die oomblik wanneer ek Christus in my het, dan besef ek dat die vyand is ontwapen. Hy het nie meer autoriteit oor my en jou nie. Hoor mooi, hy kan jou nie gaan aankla voor die Here nie. Hy het nie besit oor jou lewe nie. Skielik dit wat jy gedink het, ouma en oupa grootjie het alles gedoen en dit het 'n impak op jou. As jy 'n kind van Jesus is daai goeders losgemaak uit jou lewe uit. Ek en jy is nie beskoor vir die ewige dood nie. Jy het nie nodig om te vrees vir die dood nie, want hier's die ding. Is hierdie einste Satan is oorwin. Maar hier's die ding. Wat het hy gedoen in Genesis 3? Genesis 3 vra hy vir Eva, is dit regtig so dat God gesê het, julle mag van geen boom eet nie? Is dit wat die Here gesê het? Wie dit is nie. Hy vat dit wat die waarheid is en hy twist dit. So wat hy kom doen is hy kom mislei ons. Hy gee vir ons die illusie van iets spesifiek. En as ek en jy gaan kyk 2 Korintiërs 11. 2 Korintiërs 11 kom Paulus en hy praat oor mense en ek lees vir jou vers 4. Hy sê dis mense wat 'n ander Jesus kom verkondig het en wat 'n ander gees kom verkondig het as die Heilige Gees. So in die kerk was daar mense gewees wat goed begin verkondig het en dit het die prentjie van Jesus net bietjie geshift. En dit het die prentjie van die Heilige Gees net 'n bietjie geshift. En dis hoekom ek en jy so nervus raak as ons praat oor die teenwoordigheid van die Here en ons praat oor mense se belewenis van die Here, want nou begin ek en jy nervus raak oor maar wat gebeur as dit plaasvind. Net daai bietjie mislei. En skielik begin ek en jy 'n vrees in ons harte kweek, maar jy moet eerstens verstaan dat die vyand teen wie ons veg is ontwapen. Hy is ontwapen. So wanneer hy vir my en vir jou aankla,
dan kla hy jou nie aan voor God nie. Weet jy waar kla hy jou aan? In jou hart en in jou kop. Hy kom sê vir jou hoe sleg is jy. En hy sê vir jou, maar hoe dink jy het God jou lief? Jy sê dan jy's 'n Christen. Kyk wat maak jy. Sien, dis waar die aanklaer nou is. Hy is nou besig om jou aan te kla, nie voor God nie. Hy is net besig om jou te laat voel soos 'n moesie. Jy moes hier gewees het hier. Dis wat hy doen, is hy is besig om jou hier aan te kla. En die volgende ding wat hy doen, is hy is besig om jou te mislei. Want daai selfde 2 Korintiërs 11 kom later en hy sê dat die rede hoekom daar mense is wat die waarheid net so twist, is want Satan gee homself voor as 'n engel van die lig. Hoekom? Dames, wie van julle is bang vir slange? Het gou hande op. Manne, hoeveel van julle is ook bang vir slange? Okay, so is dit 'n paar van ons, okay? Wat dink julle het gemaak dat Eva nie daai slang doodgooi met 'n klip nie? Want ek kan jou beloof, dit was nie threatening nie. Want dis die ding, as die duiwel kom, dan kom hy soos 'n engel van die lig. Hy kom en hy gee homself voor asof iets wat baie oulik is. Nou ek sê dit vir jou. Karl het iets genoem wat ongelooflik kragtig was laasweek. Van godsdienstigheid. Godsdienstigheid beteken ons kan in die kerk sit en ons kan baie oulike goeie sê, maar wanneer die Heilige Gees opdaag, dan is dit soos, nee, daai kan nie wees nie. Al wat hy doen, hy skuif jou net so bietjie weg, sodat jy nie die teenwoordigheid van God moet beleef nie. Want hoekom? Hy wil jou mislei. Hy wil nie hê jy moet in die teenwoordigheid van die Here wees nie. Hoor mooi. Hy wil nie hê jy moet weet hy is ontwapen nie. Dis die grootste gevaar as die dag wanneer Christene begin agterkom dat hierdie vyand byt nou sonder sy tande. Die grootste gevaar. Sak en jy begin agterkom, want daar is 'n vyand wat wil vernietig, maar die vyand het nie meer reg oor my nie. En so wat hy kom doen is hy mislei net. Net daai bietjie twist. Net daai bietjie wat 'n mens nervous maak. En dis wat maak dat ek en jy partykeer sit en ons dink en ons is baie op ons hoede. Dis vir daardie selfde rede dat ons al soveel anti-Christe gehad het in ons geskiedenis. Ek het in ons openbaringsreeks het ek gedoen oor wie almal anti-Christe geallokeer was. Daar was soveel mense wat al die titel gedra het van anti-Christ. Bloot net oor al wat ons moet doen, is vat die skrif, draai hom net so bietjie. Net so bietjie. Al wat hy moet doen is net mislei. En die groot ding is ons gaan op 'n plek wees waar ons sê, Here, ons gaan toelaat dat u teenwoordigheid hier wees. En as jy nervous raak, wil ek vir jou sê ons volgende waarde wat ons as gemeente is en ons gaan dit met julle bespreek. Dis 'n waarde wat al baie lank in hierdie gemeente staan. Ons is woordgerig. Dis woordgerig. So met ander woorde, wanneer ons Jesus verkondig en wanneer ons die Heilige Gees verkondig, dan doen ons dit vanuit die woord uit. Dis wat ons gaan doen. En so dan vra ek vir jou, dat as ons die Here beleef en sy teenwoordigheid, en dis buite jou boksie wat jy aan gewoond is, hê genoeg vertroue in my en in die bestuur. Want in die laaste 7 jaar het ons alles gedoen in ons vermoë om verantwoordbaar te kan leef, om van hierdie verhoog af vanuit die woord uit te kan leef, om vertroue te kan kweek by mense, dat wanneer iets vir jou onseker is, dat ons jou nie gaan weglei in die verderf nie. Want as jy glo dat ons dit gaan doen, gaan jy in elk geval hier uitgaan. Inteendeel, daar's 'n rede dat daar al mense al geloop het, want hulle glo ek is dalk die anti-Kris. Vir wat dit werd is. Die groot ding is, en is okay, dis okay to each his own. Maar vir wanneer jy hier is, en ek vir jou sê, sit genoeg vertroue in ons, om hierdie vanuit die woord van God uit te bestuur, en om saam met jou hierdie te kan bestuur.
Ek eindig af met die laaste storie. Handelinge 2 ken ons die storie van waar die Heilige Gees uitgestort is oor die disippels. Ek ken die storie. Jesus het gesterf aan die kruis. Hy sê vir die disippels, bly in Jerusalem, wag totdat die Gees gaan kom. Bly hierso, wag vir dit. En dan wat gebeur is, dan gaan Jesus op in sy hemelvaart en die disippels wag. En dan is daar 'n spesifieke oomblik wat plaasvind in Handelinge 2, en ek lees dit vir jou vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn en verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En hulle almal is gevul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle dit gegee het om hardop uit te spreek. Nou, as jy nou daar moet sit, en jy sien hierdie ding, voel dit soos 'n sirkus. Want hier ewe skielik, is hierdie klomp mense in 'n vertrek, Heilige Gees kom soos tonge op vuur op hierdie ouens, en skielik begin hierdie ouens almal hardop in vreemde tale praat. Dis weird. En hulle hou dit nie net binne in die gebou nie, hulle stap uit met hierdie. Hulle gaan uit in hierdie openbaar, hier is hulle almal besig om snaakse tale te gaan praat hierby. En dan sien jy eintlik nogals hierso, vers 12, almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Hoor mooi, wat was hulle toestand toe mense hierdie gebeleef het? Almal was verstom en verward. Afrikaans 53 sê hulle was verbaas en radeloos. Hier stap hierdie ouens uit en sê, hierdie is weird. Hierdie ouens is weird. Dis 'n ander damse eende hierdie. Dis vreemde mense hierso. Dan sê vers 13, ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Hierdie ouens is lekker geketty. Hulle het almal seker lekker gekuier toe Suid-Afrika of Argentinië wen. Hier is hulle môre en hulle dik babbelaars sê. Dis wat gebeur, so jy het hierdie ouens en hulle sit en hulle beleef het en jy het twee groep mense. Hierdie stap hierdie ouens en ons weet is die Heilige Gees. Die woord sê vir ons, hier is die Heilige Gees, maar toe hulle uitstap in die buitekant in, het mense 'n persepsie en van hierdie ouens is verward en verstom en hulle is soos, wat gaan hier aan? Ander is nope, nee, hulle is geketty. Dis die reaksie van die buitestander. Die ou wat nie die belewenis gehad het nie, die ou wat nie die teenwoordigheid gehad het van die Heilige Gees nie, die ou wat nie in daai belewenis was nie, geen een wat buitekant gestaan het gesê, ek herken daai lyk soos die Here nie. Niemand het so gereageer nie. Die verskil was, daar was party van hulle gewees, wat toe hulle vir Petrus 'n kans gee om te begin praat. Toe Petrus begin praat, sê kom ek vertel vir julle wat hier aangaan. Toe hulle vir Petrus 'n kans gee, dan sien jy hulle reaksie in die einde, dan sê hy vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen? So hier's wat gaan gebeur. Ons as lighuis sê dat ons gaan as waardevol die teenwoordigheid van God erken en beleef. Ons program by Lighuis gaan ondergeskik wees aan sy teenwoordigheid. Ons gaan spasie maak vir God se teenwoordigheid. Ons gaan ons groot groep gaan ons respekteer en ons gaan spasie maak vir individue om God te beleef. En wanneer jy in daai kan staan, en jy voel soos die ouens in Handelinge 2 en jy staan en jy voel hierdie is weird. Jy een van twee maniere hoe jy gaan reageer. Of jy kan vertroue in ons sit, saam met jou te praat oor hierdie goeters, en jou te leer, dat jou hart in vlam sal inword en sê, maar wat kan ek doen om dit te beleef? Of jy gaan uitstap en sê, daai ouens is van die pad af. Ons hart, hoekom ons dit doen, is want ons wil die teenwoordigheid van die Here beleef.
Vir baie keer is die teenwoordigheid van die Here so diep persoonlik. Sal jou op 'n punt bring wat jy jou lewe sal omkeer op grond van dit. Wat ons wil hê. Ons wil hê jy moet God beleef en dit nie net 'n storie moet wees nie. Ons wil nie hê mense moet kerk toe kom omdat dit 'n rotine is nie. Ek wil hê jy moet 'n belewenis wees wat jy sal wegstap en jy sal geen twyfel hê dat dit die Heilige Gees in jou lewe is nie. Partykeer gaan jy daai belewenis hê en mense links en regs van jou gaan dit nooit weet nie. En dit is absolutely perfect. En dan gaan daar kere wees wat iets dalk vir jou vreemd voel. Voordat jy weghardloop, gee ons 'n kans om dit te bestuur, wat reg te kan kry, om te praat daaroor, mense te leer, want ons is woordgerig en ons gaan vanuit die woord uitgaan ons hierdie goeders hanteer en ons gaan nie toelaat dat die duiwel ons mislei nie. Ons gaan nie toelaat dat hy net genoeg twist bring op hierdie of godsdienst in ons harte vasmaak nie. En as jy eerlikwaar voel jy kan net nie, dan asseblief wees welkom gaan groei in 'n ander kerk. Ek sê altyd vir mense, ons is nooit in kompetisie met ander kerke nie. Jy moet na 'n kerk toe gaan waar jy die beste groei. En as dit nie vir jou is waar jy moet groei nie, of jy gaan groei nie, of jou hart gebeur daar iets, dan bid ek en vertrou dat jy op 'n plek geplant sal wees wat jy wel gaan groei. Want hier is wat ek weet, is wanneer jy regtig kind van God is, as jy regtig ware disipel is, gaan jy alles in jou vermoë doen om te wil groei en God te ontdek. Kan by Lighuis wees, dit kan 'n ander plek wees. Mag jy net aanhou groei. As jy nie 'n kind van God is nie, weet dat daar is 'n vyand wat nog baie wapens het teen jou. En dan is ons hart om saam met jou op pad te stap sodat jy moet ontdek wie is Jesus. Sodat jy sy teenwoordigheid sal kan beleef. Want dit is vir ons waardevol. Is dat jy God moet beleef. Dat jy God se stem sal hoor. Dat jy dit sal erken in jou lewe, dat jy sal weet wie hy is, dat hy nie net 'n storie is wat by die kerk of op 'n Sondag plaasvind nie, maar dat hierdie ding my lewe sal transformeer. Dis wat maak dat ons anders te leef. Dis wat maak dat ek en jy nog kan deur alles gaan wat chaos is en nog steeds sê ek kies God. Dis wanneer ek sy teenwoordigheid beleef en hy roer my hart. So, vir ons as Lighuis, ons eerste waarde waar ons praat is teenwoordigheid. En volgende week gaan ons verder praat daaroor. Verder gaan ons praat oor hoe lyk dit wanneer die Heilige Gees ons lewens verander. Hoe gaan dit lyk wanneer die Heilige Gees besig is om my lewe te transformeer? Hoe kan hierdie tipe belewennisse wees? So dis volgende week se gesprek. So ons hart as Lighuis sê ons God se teenwoordigheid. So hoekom ons hier is, dit is wat ons bestaansreg gee. Sonder sy teenwoordigheid speel ons kerk. En dis nie hoekom ons hier is nie. So vir ons is dit 'n waarde. Kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ek besef, Here, dat vanuit u woord uit, Here, is dit so waardevol, Here, om tyd te maak in u teenwoordigheid. Om te kan weet, Here, dat ons is op 'n plek wat ons sê, Here, maar ons wil met alles wat in ons is, wil ons u sien en u beleef. Het wil nie net vir ons 'n storie wees nie, Here. En vir party van ons gaan dit dalk nie wees, party van ons dit gaan wees wat ons nog altyd ervaar het. Maar Here, ek wil bid dat ons as gemeente getrou sal wees. Here, om te kan sê dat as u opdaag, Here, spring ons planne by die venster uit. Hierdie is u kerk. Hierdie is u bruid. Here, kom maak wat u wil maak. Here, kom verander ons harte, Heilige Gees. Wees u die een wat verandering bring in ons lewens. Heilige Gees, ek bid, Here, dat ons mense 'n diep belewenis van u sal hê. Here, nie net op Sondag nie. Here, ek bid, Here, dat wanneer hulle by die huis is, Here, wanneer hulle in 'n oomblik van aanbidding ingaan, Here, wanneer hulle woord lees, ek bid, Heilige Gees, vir 'n diep belewenis. Vir mense wat se harte geroer word om u te beleef. Here, iets wat mense nog nooit van tevore geken het of kon self uitdink het nie, Here. Ek bid, Here, dat u hulle sal so bewus maak van wie u is. Here, want vir u teenwoordigheid is vir ons belangrik. En ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.